Ons gaan begin. Elena, jy gaan vir ons voorgaan, maar ek dink ons ken hom almal. Psalm 25, ek nou deur mekaar, Gesang 42. Gesang 42 vir begin. Ons behoort hom almal te ken, bring lof aan die Vader, verheerlik die Seun. Die eerste en ook die derde vers. Ons lof, ons aanbidding, o Vader, ons lied is nietige klanke. Tog sien U ons in ons nood, en daar sluit dit aan by ons prediking ook. U verhoor ons gebed, oneindig die liefde wat U vir ons het. Ons ken hom, né? Ek glo so. Goed, dan sing ons dit na ons die seëngroet en die fotum aangehoor het, staan ons en ons sing Gesang 42 uit volle bors. Kom ons sit net so, dan word ons stil, en ons vra die Here om self vanmôre met ons te spreek. Kom ons word stil. So spreek die Here, Here, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Gemeente, genade vir u, en barmhartigheid en vrede van God ons Vader, en die soenverdienste van ons dierbare Heiland, ons Here Jesus Christus, en deur die kragvolle medewerking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons blaai nou soos versoek na Gesang 42, Helena, laat jy vir ons al insit asseblief daar die eerste en ook die derde vers. Kom ons staan asseblief. O van die Vader, verheerlik die Seun, verliefde, genade, verlossing en steun, dat elkeen wat glo nie verlore mag gaan, maar ewig voor hom as verloste kan staan. Loof die Heer, sing gelowige saam. Loof die Heer, prys sy heilige naam. Hy kom uit genade, ons sondes versoen, dat ons God vrymoedig ons Vader kan noem. Ons lof, ons aanbidding, o Vader, ons lied, is nietige klanke, deur kinders gebed. Doch sien U ons nood en verhoor ons gebed, oneindig die liefde wat U vir ons het. Loof die Heer, sing gelowige saam. Loof die Heer, prys sy heilige naam. Hy kom uit genade, ons sondes versoen, dat ons God vrymoedig ons Vader kan noem. Na die wet, nadat ons dit aangehoor het, gaan ons na Psalm 38.
Die van u wat verkies om van die boekies gebruik te maak. Psalm 38, daar die eerste en die 15de vers. En dan gaan ons vanmôre vir 'n slag weer hier na Deuteronomium toe wat die wet betref. God se verbondswoord vir ons, wat ons al so baie vir mekaar gesê het, 'n ononderhandelbare woord is. En wanneer u en ek dan ook daarna luister dat ons enerzijds die verpligting besef om daarna te streef om hierdie woord ten uitvoer te bring in ons lewe, maar anderzijds omdat ons besef ons kan nie, omdat Christus gesê het, ek het gekom om die wet te volvoer. Daarom wil dit ook vir ons kom sê, maar die wet is ons tugmeester na Christus toe. Al staan daar in Galasiërs, dit was, is en bly u en ek nog steeds sondig, en is hierdie nog steeds God se woord, wat vir u en vir my in ons berou by die kruis uitbring. Deuteronomium hoofstuk 5, daar vanaf die eerste vers. En Moses het die hele Israel laat roep, en vir hulle gesê, hoor Israel, die insettinge en die verordeninge wat ek vandag voor julle ore uitspreek. Julle moet dit leer, en dit sorgvuldig hou. Hoor mooi wat staan hier. Julle moet dit leer, en dit sorgvuldig hou. Help nie ons hoor dit net Sondag, en dan gaan dit verby nie. Die Here ons God het by Horeb met ons 'n verbond gesluit. God se verbond. Hy gee vir ons sy wet, ons moet daarby hou. Met ons vaders het die Here hierdie verbond nie gesluit nie, maar met onsself. Ons wat vandag hier almal in die lewe is, so word hierdie Godsverbond weer met u en met my ook bevestig vanoggend. Van aangesig tot aangesig het die Here op die berg uit die vuur met julle gespreek. En ek het in die tyd tussen die Here en julle gestaan om aan julle die woord van die Here bekend te maak. Want julle was bevrees vir die vuur en het nie op die berg geklim nie. En God het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en die vierde geslag van die wat my haat. Hoor mooi. Bring u en my by die vraag oor ons verhouding met God in Christus. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie. Die naam van die Here jou God. Want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, wat sy wese aantas, sal hy nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig soos die Here jou God jou beveel het. In 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag
is die Sabbat van die Here jou God. Dis God se dag. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaagd, selfs nie jou os of jou esel of enige dier van jou of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou diensknegt en jou diensmaagd kan rus, net soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipteland 'n slaaf was. En dat die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, se bevel, gesagsgebod, dat jou dae verleng mag word en dat dit met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie, ononderhandelbaar. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. En jy mag nie na jou naaste se huis hinker nie. Na sy landerye, sy diensknegt, sy diensmaagd, sy os, sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Met hierdie woorde het die Here julle hele vergadering op die berg, uit die vuur, die wolk en die wolkedonkerheid met 'n groot stem toegespreek. En niks meer nie. En het dit op 2 kliptafels geskrywe en dit aan my gegee. Tot sover die wet van die Here, en as ons nou vanmôre maar weer op onsself let, is hier een van hierdie gebooie wat u en ek vanmôre kan sê, staan ons onskuldig aan. Die skrif leer vir ons, al het jy net een oortree, is jy skuldig aan almal. Dit beteken Romeine 3 is van toepassing op elkeen van ons. En daarom kom ons staan dan nou. En ons pleit hieruit Psalm 38 vers 1 en vers 15 om God se genade, straf tog nie in ongenade my misdade, Heer, verdra my met geduld. Wil tog nie in toorn ontsteek en nie wreek op my sonde en sondeskuld, en ook die 15de vers, ja, ek bely u my sonde onomwonde, ek is bekommerd oor my kwaad, regtig, ek is bekommerd oor my kwaad, maar my vyand lewe pragtig, altyd magtig, in 'n hoog verhewe staat. Kom ons staan 1 en 15 asseblief, Elena, van Psalm 38. My misdade, Heer, verdra my met geduld, wil tog nie in troon ontsteek nie, en nie wreek nie op my sonde en sondeskuld. Ja, ek bely u met omwonde en bekommer oor my kwaad, maar my vyand lewe pragtig, altyd magtig, en in hoog verhewe staat. Wanneer ek voor die Here vanmôre staan, u en ek, en
Hierdie woorde wat ons pas saam gesing het, bedoel met my hele hart, met alles wat ek in my het. Want jy weet, Openbaring 21 vers 8 kom leer vir ons wat die vreesagtiges aangaan. En die ongelowiges, en hulle wat lelike dinge doen, en moordenaars, en horeerders, en towenaars, en afgodedienaars, en al die leuenaars, se deel is in die poel wat brand met vuur en swaal. Dit is die tweede dood. Dit is God se oordeel oor elkeen wat nie sy sonde wil bely en laat staan nie. Maar ek bring aan u die genadewoord, God is getrou, hy is regverdig, om ons sondes te vergewe, as ons dit bely. En as ons werk maak daarvan, werklik waarom daarvan weg te vlug na hom toe, hy is getrou om dit te vergewe, en van alle ongeregtigheid te reinig. Mag die Heilige Gees ook u en my oortuig van sonde en van oordeel, en ook van God se geregtigheid, maar ook van hierdie reddende, saligmakende geloof in Jesus Christus alleen. Daar is nie 'n ander redder nie. Skrif leer vir ons, elkeen wat die naam van Christus aanroep, sal gered word. Redding is by hom alleen. En daarom gaan ek nou vir u voor, en herhaal asseblief saam met my ons geloofsbelydenis, en daarna bevestig ons dit met gesang 243, Helena, asseblief, die eerste en die derde vers. Maar eers, teenoor die wêreld daar buite, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, wie gebore is uit die maagd Maria, hy wie gelei het onder die hand van Pontius Pilatus, wie gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en terwille van ons sondes, helse smarte verduur het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy weer sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk. Ek glo aan die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes. Ek glo aan die wederopstanding van die liggaam. En ek glo aan 'n ewige lewe. Amen. Kom ons bevestig dit nou. Hierdie amen wat ons so geuiter het, ook hier op met gesang 243, daar die eerste en ook die derde vers. Die derde vers laat alles voor die Skepper buig en hom ootmoedig dank betuig. Kom en loof hom, kom en prys hom, halleluja. Kom ons sing die eerste en die derde vers van gesang 243 asseblief. Loof heel die skepping, loof die Heer, verhef u stem om hom te eer. Kom en prys hom, halleluja, die aarde op sy vaste baan, die wolke en die silwermaan, kom en loof hom,
kom en prys hom. Halleluja, halleluja, halleluja. Laat alles voor die Skepper buig en hom ootmoedig dank betuig. Kom en prys hom, halleluja. Loof die Vader, Seun en Gees, drie-enige God met heilige vrees. Kom en loof hom, kom en prys hom. Halleluja, halleluja, halleluja. Dankie. Net so vir die interessantheid, voordat ons aangaan, die kerke van die Reformatie het a cappella gesing. Johannes Calvin het onder andere al wat 'n musiekinstrument is uit die kerk uitgegooi. En die gemeente het die Here geloof net met sy stem. En daarom is dit belangrik ook, ons noem dit vanmôre vir mekaar, dat ons ook die Here sal loof, nie afhanklik sal wees van 'n orgel of soos in sommige kerke gitare en orkesgeraas nie, maar met daardie stem wat die Here God self vir u en vir my gegee het. Ek gaan nou vir u vra om die skrif oop te maak, veral wat ons in hierdie dag, in hierdie week ook nou alweer gehoor het oor die radio en oor die televisie en dinge wat ons ontstel het. Kom ons bly na Numeri 21 toe. Numeri 21. En daar gaan ons met mekaar saam lees vanaf die 1ste tot die 10de vers. Dit gaan hier oor die volk. Aaron is reeds dood en ons weet dat hier kort voor die intog dan ook die Here vir Moses self kom haal het. En die volk is hier in die suide van die beloofde land. Edom lê aan die voet van die dooie see, Edom en ook Moab. En ons sien hoe dat hulle aangeval word, vyandelike volkere. Dit het swaar gegaan, dit was woestyn, dit was dors, dit was warm. Maar die Here gee vir hierdie volk kwartels, hy gee water, hy gee manna. Met ander woorde, hy sorg vir sy volk. En dan sal ons aanstonds ook hier lees hoe dat die volk nog met die vleis tussen hulle tande alreeds weer teenoor die Here gemurmureer het en dan straf die Here sy volk met skorpioene, slange en alles wat in die woestyn is. Maar ons sien dan weer ook sy genade, hoe dat wanneer die volk begin bid, die Here 'n koperslang maak, of vir Moses sê, gaan maak 'n koperslang, sit dit op 'n paal, en as die slang iemand gebyt het, en hy kyk na die koperslang, sal hy bly lewe. En met eens word die slang wat die dood veroorsaak het, dan die lewe vir die wat opkyk. En ek sien verder
ver in die Nuwe Testament heenwys na 'n paal waarop ons verlosser gekruisig is. En wat juis vir u en vir my kom sê, wie opkyk na my toe, sal redding vind. Maar voordat ons dan ook hiermee dan aangaan, kom ons staan eers broeders en ons nader tot God se troon in gebed. Kom ons staan asseblief. Here ons Here, groot is U. U, o God, wat alles in U hande hou. U wat elkeen van ons se lewenspaadjie vir ons uitgelê het. So ons vanmôre strompelend, Here, sukkelend, moeg van die gestoei en van bekommernis na U toe kom. U wat vir ons vanmôre weer kom uitnooi, kom na my toe. Almal, elkeen wat vermoeid en belas is, kom na my toe. Ja Here, dan is dit presies wat ons vanmôre wil doen. Dan is dit presies. Ag Here, ons het ook nie woorde om eintlik te bid nie, daarom kan ons maar net vra. O Heilige Gees, U wat beloof om vir ons in te tree, met onuitspreeklike sigtinge, doen dit dan, want ons het nie woorde nie. Ons wat so van U afhanklik is, leer ons, o God, om op U te wag. Want om op U te wag is vir ons die beste. Ja ook, Here, wanneer U dinge oor ons pad bring wat ons nie verstaan nie, kom ons na U toe. Here, en daarom kan ons ook bid vir hom en sy gesin wat beroepafwagtend is. U weet die beste. U weet waarheen. Ons kan maar net vir hulle bid en hulle in U genade hand kom lê. Want U ken ook die begeerte, maar ook die opdrag wat U gegee het. Heer, hier is van ons mense wat ernstig siek is, wat ernstig hartseer is. En ons wil hierdie troostboodskap vanmôre vir elkeen bring wat verlang om aan die voete te sit. Wat verlang, Here, om huis toe te gaan. Vir wie die lewe te veel geword het. Kom dan vanoggend, o Heer, praat met ons, dat ons kan luister. Ons wag op U. In Jesus naam. Amen. Kom ons maak die skrif oop by Numeri 21 dan. Die neerlaag, die opskrif hier in my Bybel, die neerlaag van die koning van Arad en die koperslang. Nou, ons het nou vir u gesê waar hierdie gedeelte afspeel. In 'n woestynrit wat aanvanklik maar iets soos 3 tot 4 maande sou geduur het, is hierdie volk nou al in die woestyn vir ongeveer 40 jaar. En nou het dit die Here behaag om hulle dan nou
na die einde van hierdie woestynrit toe te bring, om die beloofde land in te gaan. Toe die Kanaaniet, die koning van Arad, wat in die Suidland gewoon het, met ander woorde ten suide van die Dooie See, daar in daai omgewing, hoor dat Israel met die pad van Atarim afkom, het hy teen Israel geveg, en sommige van hulle as gevangenes weggevoer. En hoor nou weer God se genade, daarop, te midde van al hierdie probleme, daarop het Israel aan die Here 'n gelofte gedoen en gesê, as u hierdie volk heeltemal in my hand gee, sal ek hulle stede met die banvloek tref. Israel doen aan die Here 'n gelofte. En die Here het gehoor, na die stem van Israel en die Kanaaniete oorgegee. En hy het hulle en hulle stede met die banvloek getref en die plek Horma genoem. Toe trek hulle van die berg Hor af, weg op pad na die Skelfsee, suidwaarts, om die land Edom om te trek. Maar die siel van die volk het op die pad ongeduldig geword. Nou, onthou nou net, Edom was eintlik 'n broer van hierdie 12 stamme, of 'n voorvader, so hy was deel van hierdie volk, maar dan word hy snaaks en dan sê hy vir hulle, julle trek nie hier deur nie. Hulle moet maar omtrek, ver suid. Maar die siel van die volk het op die pad ongeduldig geword. En die volk het teen God en Moses gespreek. Hoor nou, is dit nie ook maar ons nie. Waarom het u ons uit Egipte laat optrek om in die woestyn te sterwe? Want daar is geen brood en geen water nie. En ons siel walg van die ellendige kos. Jo, is verskriklik. Toe stuur die Here giftige slange onder die volk, wat die volk gebyt het, en baie mense uit Israel het gesterwe. En die volk het na Moses gekom en gesê, ons het gesondig, dat ons teen die Here en teen u gespreek het. Bid dan tog tot die Here dat hy die slange van ons wegneem. En Moses het vir die volk gebid. En daarop sê die Here aan Moses, maak vir jou 'n giftige slang en sit dit op 'n paal. Dan sal elkeen wat gebyt is en daarna kyk, lewe. Toe het Moses 'n koperslang gemaak en dit op 'n paal gesit. En as die slang iemand gebyt het en hy kyk na die koperslang, het hy in die lewe gebly. En die kinders van Israel het weggetrek en laar opgeslaan in Obot. En dan sien ons hoe dat hulle verder trek en daar oorloë kom en ons lees die geskiedenis van Bileam en ons sien Aaron is reeds dood en Moses se dood is eintlik op hande, want hy mag nie die beloofde land ingaan nie. Dit is God se opdrag. En ons hoor die volk klaand oor hulle lot. En as ons vanmôre hierdie 8ste en 9de vers aan u voorhou, laat dit dan ook vir u en vir my ons troos word. Daarop sê die Here aan Moses, maak vir jou 'n giftige slang en sit dit op 'n paal en dan sal elkeen wat gebyt is en daarna kyk lewe. En toe het Moses 'n koperslang gemaak en dit op 'n paal gesit. En as 'n slang iemand gebyt het en hy kyk na die koperslang, het hy in die lewe gebly. Broers en susters, hoeveel van u en ek, ons,
het al in ons lewe een of ander tyd gevra, waarom Here? Waarom loop u hierdie pad met my? Waarom moet ek langs 'n oop graf staan? Waarom is ek in 'n rolstoel? Waarom? Soos wat 'n familie eendag 'n klein babietjie moes begrawe. En hulle dominee toe gegaan het en vir hom gevra, dominee, gee raad asseblief, ons verstaan nie. Hoekom? En die dominee het nie antwoord gehad nie. Maar toe hy die dag met die begrafnis die kanseltrappies opgaan, toe is dit asof hy 'n stem hoor wat vir hom sê, om hierdie gesin vanmôre weer 'n slag om die Bybel saam te bring. Die Here se optrede in elkeen van ons se lewe verstaan ons nie. Daarom wanneer elkeen van ons op 'n stadium begin vra, waarom Here? Waarom? Dan word die antwoord die daarom op daardie antwoord Jesus Christus. Hy wat vir u en vir my weer eens kom sin gee in my lewe. Here, waarom moet ek nou my werk verloor? Here, waarom hierdie verskriklike siekte? Daarom, my kind. Daarom, omdat ek jou in my hande hou. Daarom, omdat ek die lewenspad met jou loop. Daarom, omdat niks, nie siekte nie, niks jou uit my hand uit gaan ruk nie. Wanneer u en ek weer opkyk na Christus, en wegkyk soos in Petrus van die water wat hier rondom my kolk en maal en kook. En daar die uitgestrekte deurboorde hande van die Verlosser weer raak sien, wat vir my vasgryp en wat vir my uitruk. Dan begin die lewe weer vir elke een van ons sin en betekenis kry. Dan begin die lewe weer vir elkeen van ons. Omdat ons Christus raak sien. En dan kan u en ek werklik waar uit ons volle bors en uit ons volle hart begin sing genade onbeskryflik groot. Genade, 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 wat die Here vir u en vir my gee, wat hy vir u en vir my veil het, vir u en vir my, as sy hartse punt. Want ons is sy hartse punt. Ek het jou by jou naam geroep, jy's myne. Ek sal vir jou 'n God wees, en jy sal vir my 'n volk wees. Nou kom ons wys vanmôre weer, daar die 10 vingers na onsself toe terug. Wie van u en ek het nog nooit teenoor die Here gemurmureer? Wie van u en ek het nog nooit vir die Here gevra waarom? Solank u en ek gaan wegkyk van hierdie wêreld, van die storms van hierdie wêreld, solank u en ek die Here Jesus Christus raak sien, want weet jy wat, jy kan Romeine 9 vers 20 en 21 kan jy maar gaan lees.
Wie is jy om teen die Skepper te murmureer? Kan die klei vir die pottebakker sê, waarom het jy my so gemaak? Nee, weet jy wat, daarom as ons hierdie vers lees, dan word dit met een vir my 'n loflied, omdat ek weet my God is in beheer. Ja, soos wat hierdie volk op hulle woestynrit vele ontberings gehad het. Hitte en dors en daar was nie kos nie, dit was warm. Soos ons hier gelees het, daar was die gevare van slange en skorpioene. Lees maar Deuteronomium 18 vers 15, daar was vyandige nasies wat hulle bedreig het. En daar was dan nog hulle eie ongeloof ook. Hierdie volk, ook u en ek vandag, wat eintlik met niks tevrede is nie. Kom ons sê dit maar vir onsself vanmôre. Wat loop mor en kla en ongelukkig is. Here, ek wil hierdie pad gaan. Hoekom wil u my nie op hierdie pad lei nie? Nee my kind. Nee my kind. Wat sê Psalm 23? Al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, hy is nog steeds voor my. U stok en u staf, die beskerm my. As ek wil vra, Here, hoekom hier, nie daar bo waar die son skyn nie, hoekom hier waar dit sukkel gaan? Dis sy pad vir u en vir my, huis toe. Al gaan dit soms deur sukkel, al gaan dit soms deur swaar, al gaan dit soms deur 'n hospitaal, al gaan dit soms by 'n oop graf verby. Die Here loop met u en met my sy pad. 'n Pad wat hy self uit die ewigheid uit vir u en vir my voorberei het. Die groot ding is net, dis wanneer u en ek nie luister nie. Dis wanneer u en ek soos 'n Petrus die oë van die Here afhaal en dan begin sink. Maar weet jy wat is wonderlik? Ook wanneer u en ek so begin sink, dan het die Here toe Petrus op die water na hom toe gekom het, nie op die kantlyn gestaan, op die strand gestaan en bevele roep, maak so en maak so nie. Selfs in daardie water, in daardie krisis, in daardie geldkrisis, in daardie huwelikskrisis, is die Here nog steeds daar, om vir jou te sê, hier is my hand, kom my kind, hou jou oë op my, God sorg. God sorg en hy het vir hierdie volk ook gesorg. Hy het vir hulle kwartels gegee, hy het vir hulle manna gegee, hy het vir hulle water gegee, daar in die woestyn. Maar hierdie volk was met niks tevrede nie. God het na hulle toe gekom, maar hulle het dit al klaar weer vergeet. Toe God vir hulle gesê het, ek sal vir jou 'n God wees. Julle sal vir my 'n volk wees. Hy het vir hulle gesê, ek het julle nood in Egipte gesien. Ek weet waar julle deurgegaan het. Ek sal jou nooit begewe nie. En ek sal jou nooit verlaat nie. Dat hierdie volk nog steeds, dis asof hulle God nie geglo het nie, wat vir hulle hierdie beloftes gemaak het. En onmiddellik as u en ek hierdie gedeelte dan op onsself van toepassing maak. Dit wat u en ek elke dag hoor, dit wat u en ek elke dag in die Bybel lees.
Glo ons dit? Of is dit maar 'n kwessie van die oomblik as ek van my knie af opstaan, dan het ek dit klaar weer vergeet. Dan is dit verby. Dan vat ek maar hierdie pakkie wat ek so pas aan sy voete gelê het. En ek tel hom maar weer op my skouer. En ek strompel maar weer met hom voort. Hierdie volk van God het in opstand gekom teen die Here. Hoor wat sê hulle? Luister mooi. God het hulle laat uittrek om in die woestyn te sterf, want daar is nie kos en water nie. En dit net nadat God vir hulle water gegee het by Meriba. Net na die kwartels en die manna. Brood en water uit die hemel uit. Maar is u en ek vanoggend na onsself kyk. U en ek wat vanmôre voor die Here staan. Het u en ek nog nooit op ons lewenspad gaan stil staan en omgedraai en teruggekyk na wat agter is en gewens om weer daardie ou paai te kan loop. Baie keer as 'n mens jou bakkiesblad op die selfoon, jou Facebook, vir die wat Engels beter verstaan, gaan oopmaak, dan sien jy, dan vra hulle, wie onthou? En dan kom hulle met die ou dae. Die dae toe dit nog voor die land so vernietig is. Wie van ons was nog nooit ontevrede met die dinge wat God oor ons pad gebring het nie? En nou is ons bekommerd, in plaas van dat ons na die Here toe opkyk. Want in die week het ons nou weer gehoor van grondonteiening. Gister het daar 'n boodskap deurgekom van 'n stuk grond wat wel onteien is, nadat die wet onderteken is. En ons hoor van hierdie mediese skema wat hulle wil bring, indien wil bring wat nog op pad is. Ons hoor van Bella. Ons sien wat ons kinders geleer word op skool. Politici wat vir ons voorspel dat daar nog totale godsdienstbeperking op ons gaan wees, dat ons nie kan sê wat ons wil nie. Maar laat ons preke en ons verbondsonderrig moet deur die staat laat goedkeur. En ons raak bekommerd. Ons raak bekommerd, Here, hoe dan nou? Hoe dan nou? Kan ons nie maar teruggaan waar ons was nie? Hoor ons die Israeliete? En dan vergeet u en ek, God is met u en met my op pad. God is met u en met my op pad. Nie iewers heen waar niemand weet nie. Hy is met u en my op pad. En lees maar weer Jakobus 1 vers 2 en verder. Sy kom sê, ek leer jou om geduldig te wees. Ek leer jou om nader na my toe te kom. Mag miskien nou vir jou onsmaaklik wees, mag nie lekker wees nie. Dalk het jy nie so goed gedoen op skool soos wat jy graag wou nie. Maar weet dit, kyk op en sien die Here raak. Sien hom en sy beloftes raak. Want u en ek moet vanmôre vir mekaar sê, broers en susters, God straf ontevredenheid. God verdra nie ongeloof en ondankbaarheid nie. Hierdie volk murmureer. U en ek murmureer.
As ons in vers 8 lees dan, vertel dit vir ons van die gevolge hiervan. Toe stuur die Here giftige slange onder die volk, wat die volk gebyt het en baie mense het gesterwe. En ek, ons mor oor ons salaris. Ons is ontevrede met ons huis, ons is ontevrede met ons motorkar, die ou kar waarmee ons oor die weg moet kom. Ons verlang terug na voor 94, toe dit dan so kwansy soveel beter met ons gegaan het. En ons vergeet dat die Here Jesus vir u en vir my geleer het. Daar in Matteus 5, daar by vers 33. Vader weet wat julle nodig het. Vader weet wat julle nodig het. Dink maar weer in Psalm 23, wat ons ook net nou vir mekaar aangehaal het. Die Here is my herder. Wat doen 'n herder? Hy jag nie die skape aan nie, hy loop voor. Is jy en ek bereid om hom te volg? Of gaan klim ons deur die draad omdat ons dink dit is beter aan die ander kant? Hoor die woorde van Romeine 8, daar by vers 39. Niks kan ons skei van die liefde van God in Christus Jesus nie. Is dit by ons 'n hartstaal? Of is dit by ons net 'n lippetaal? Maar God gee dat dit by ons 'n hartstaal is. Maklik vergeet ons God se beloftes. Maar nou, God het sy volk gestraf. En daarom moet u en ek vanmôre baie ernstig vir onsself vra, of God nie ook besig is om ons te straf nie. Maar terselfdertyd 'n genadehand, so gesê het, sien my raak, kyk op en sien my raak, soos Moses in die woestyn die slang verhoog het. So moet ook die seun van die mens verhoog word, Johannes 3:14. Slange staan in die teken van dood. Maar in hierdie slang wat Moses hier opgerig het, is daar lewe. En dit wys vir ons heen na die enigste wat vir ons lewe kan gee. Dit wys vir ons oor die eeue heen na Golgotha toe. Na ons Here Jesus Christus toe, by hom, by wie daar moed te kry is, hy wat ons ook net nog hoor het, kom na my toe. Wie na Jesus opkyk. Wie na Jesus opkyk en hom raak sien. Immanuel. God met ons. In daardie grootste krisis. So ek Psalm 46 gaan lees. Die opskrif daar, die stroompies van die Godstad. Daar mag tsunamies kom. Daar mag storms kom. Verskriklike storms in my lewe. Maar met God daar binne, lees weer Psalm 46, sal ek nie struikel nie. Alhoewel Christus, en een van die dae het ons weer nagmaal so oor 2 weke, alhoewel Christus se kruisdood staan in die teken van lyding, dood, beteken dit lewe vir die wat na hom toe kom. Beteken lewe vir die wat na hom kom soek. Vir die wat die oog van onsself af wegkyk. Ons eie ellende, ons eie storms, ons eie swaar kry, ons eie twyfel. Die wat na hom kyk. Vir hulle is daar 'n lewe. Daarom is dit belangrik dat u en ek sal onthou. God is in beheer van elke lewe. God het die legkaart van elkeen van ons se lewe so in sy handpalm.
En hy weet waarheen. En hy weet hoekom. En hy weet waarom. En daarom vir u en vir my vanmôre weer hierdie woord, kom na my toe. Almal wat vermoeid en belas is, kom kry jou rus by my. En as u en ek vanmôre gaan opkyk en ons middelaar aan die kruis weer raak sien, onthou net, dit vat nie ons probleme weg nie. Dit vat nie ons probleme weg nie. Maar vir elkeen, ons sing ons ook so baie, in hom is daar rus vir my gemoed. Vir elkeen wat by hom rus soek, kalmte soek. Vir elkeen van ons. Hy gee weer sin. En hy is die sin in elke Christus gelowige se lewe. Amen. Kom laat ons dank. Here onsse God, wat is die mens? Stofkorreltjie in God se hand. U die ewig onbegryplik wese. U Here wat die geskiedenis geskryf het en ook die hede vir u bekend is en ook die toekoms. Dankie dat u 'n God is wat sorg, 'n God wat lei, 'n God wat voor ons uitloop. Ag Heer, ons bring ons gemeente na u toe. En ons bid vir hulle, elkeen. En ons bid dat hierdie gemeente, jy teen die bult ook, die lig sal laat skyn, u lig, oor die vallei daaronder. Dat Witrifuur sal weet, hier word die Here gedien. So baie dankie. Dat ons na u toe kan kom, met alles. En u met alles, Here, ook vir ons raad het. Moenie laat ons daardie pakkie maar net weer terugvat nie. Maar sny u die tou af. En neem u dit op u skoot. So baie dankie. In Jesus naam. Amen. Kom ons gee geleentheid vir die opneem van die liefdegawes asseblief, broeders.
Gemeente, kom ons sluit met gesang 261. Gesang 261. Ek wou graag gehad het ons moet dit 2 maal sing, maar ek dink ons tyd is besig om bietjie kort te raak. Kom ons sing dit net 1 maal. Daar die 1 vers van gesang 261. Soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Wat julle nodig het, sal die Vader dan vir julle gee uit sy oorvloed uit. Halleluja. Amen. Kom ons staan 261 asseblief Helena. Net 1 maal en dan sluit ons, dan bly ons staan terwyl ons wag op die seën van die Here. Soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Wat julle nodig het, sal die Vader dan vir julle gee uit sy oorvloed. Halleluja, 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 amen, amen. Gemeente, ontvang nou die seën van die Here en dan gaan u huis toe in sy vrede. Die Here sal u seën en u behoed. Die Here sal sy aangesig oor u laat skyn en u genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor u verhef en aan u elkeen sy vrede gee. Amen.